Ons woon almal in een huis as burgers van Suid-Afrika. Ek noem dit die Suid-Afrika huis. We all, as citizens, we are living in the South African house. Maar wat is tans besig om te gebeur met daardie huis? Daar is vandale in die huis wat die vensterstukken gooi. Hulle is besig om die deure uit hulle kosyne uit te breek. Hulle is besig om die pierings en die koppies en die borde te steel uit die huis. Hulle breek die waterpype uit. Hulle is besig en hulle wil graag die huis vernietig en hom aan die brand steek. Therefore, we have to take a decision as citizens and inhabitants of this South Africa house. And the first thing we have to do is to make a decision. En daar's verskeie besluite wat 'n mens kan neem. As jy deel van 'n huis is en hy word geplunder en vernietig, dan is een opsie om te sê ek vat my goed en ek loop. Dis 'n opsie. Daar is 'n ander opsie wat sê, ag wat kan ons nou eintlik doen? Dis maar deel van die proses en ons doen niks. Maar op die einde van die dag, as die huis afgebrand het tot op die fondasies, dan gaan ons nie meer weet waar is ons huis nie. But there is another decision. And that decision is that we take action. En die Vryheidsfront Plus sê, dis nou die tyd om aksie te neem. Dis wat ons wil hê. If we don't take action, nobody will take action against the vandalism of the South Africa house. And the culprits? Of course, the ANC government. And we cannot sit still and that they just continue. We must get rid of them to save our beautiful house. Because South Africa is a beautiful country and we have the responsibility to save it. Ons verantwoordelikheid is om te verseker dat ons vir daardie babietjies, vir die jong kindertjies, vir ons jong mense, ons werksmag, ons ouer mense weer 'n huis te kan skep waar daar vrede, voorspoed en veiligheid is. En die Vryheidsfront Plus het 'n besluit geneem. En daardie besluit is, ons sal julle nie toelaat om die huis verder te plunder nie.